julle kan sit, dan kyk julle die kant toe. Dan kan ek vir julle kyk en julle kan vir my kyk. Nou vanoggend se teksgedeelte kom uit Efesiërs uit. Efesiërs 5 vanaf vers 1 tot 20. Maar ek wil nou vir jou sê, as jy weet, jy sukkel partykeer met groot woorde, dan moet jy net die eerste vers onthou. OK, die eerste vers klink so: volg dan die voorbeeld van God as geliefde kinders. Volg dan die voorbeeld van God. As dit alles wat jy onthou, dan is dit great. Ek gaan vir ons lees van vers 1 tot by vers 20 en dan gaan ons lekker gesels. OK, kom ons bid saam. Here Jesus, U het baie stories vir kinders vertel. Dit was vir U ook lekker om die kinders daar rondom U te hê. En dis spesiaal. Dankie dat ons vanoggend iets daarvan kan beleef. En net soos U vir die kinders ook stories vertel het, en U Heilige Gees daar ook in hulle harte begin werk het, bid ek dat U en elkeen van ons, wat hier is vanoggend, en in besonder ook in die kinders en hulle ouers, se harte sal werk, om tot elkeen van ons te spreek. Here, mag dit wat ons vanoggend dan sê, en dit wat ons vanoggend dink, mag dit alles vir U bly maak, en mag dit vir U mooi wees. Amen. Julle is welkom om saam te volg. Ek lees vir ons uit die Afrikaans 2020 vertaling. Volg dan die voorbeeld van God as geliefde kinders, en leef in liefde net soos Christus ons liefgehad en homself ter wille van ons oorgegee het as 'n offergawe aan God, as 'n offerande met 'n aangename geur. Maar soos dit heilig is betaam, moet daar onder julle van onsedelikheid en allerlei onreinheid of gierigheid geen sprake wees nie. Ook nie van skandelike en dwaase of lawwe praatjies wat alles onvanpas is nie, maar eerder van danksegging. Want dit moet julle goed begryp, geen oreerder of onreine of gierigaard, so iemand is 'n afgodedienaar, het 'n erfdeel aan die koninkryk van Christus en van God nie. Laat niemand julle verlei met niks seggende redenasies nie, want daardeur kom die toorn van God oor die seuns van die ongehoorsaamheid. Moet dus nie deel van hulle wees nie, want vroeër was julle wel duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef as kinders van die lig. Die vrug van die lig bestaan immers uit alle goedheid en geregtigheid en waarheid. Beproef wat vir die Here aanneemlik is. Ja, moenie deel hê aan die onvrugbare werke van die duisternis nie. Stel dit eerder aan die kaak, want die dinge wat deur hulle in die geheim gedoen word, selfs net om daaroor te praat, is skandelik. En tog word alles wat deur die lig ontmasker word, openbaar. Immers alles wat sigbaar word, is lig. Daarom word gesê: word wakker, jy wat slaap, en staan op uit die dood, en Christus sal sy lig oor jou laat skyn. Kan julle nog onthou wat julle moet onthou? Volg dan die voorbeeld van God. OK, dit moet nie vergeet nie. Vers 15. Let daarom sorgvuldig op hoe julle leef, nie as onverstandiges nie, maar as wyses. Koop die tyd uit, omdat die dae vol boosheid is. Om hierdie rede moet julle nie onverstandig wees nie. Probeer eerder om te verstaan wat die wil van die Here is. En moenie deur wyn bedwelm raak nie, daardeur ontstaan losbandigheid, inteendeel word vervul deur die Gees. Terwyl julle onder mekaar psalms, lofgesange en geestelike liedere laat opklink, ja, van harte tot die Here sing en psalms sing. En God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus dank. En ek wil bysit hier vers 21, wees onderdanig aan mekaar uit ontzag vir Christus. OK, kan julle onthou wat julle moes onthou? Wat moes julle onthou? Wat moes jy onthou? Volg dan God se voorbeeld. Ag, dankie tog. Ek wil net sê, ons het hierdie hele week met ons huisgodsdiens, het ons dit al hanteer. So,
iewers sal dit insink en sal hulle dit onthou as julle dit deur die week ook doen. Nee, dis pragtig. Volg dan God se voorbeeld. Nou ek wil gou vir julle sê, Efesiërs is 'n interessante boek. Paulus, hy skryf 'n brief. Efesiërs is eintlik 'n brief wat hy vir 'n kerk skryf daar in Efese. En aan die begin, dan sê hy daar in Efesiërs 1, maar God het 'n plan. Dis nie 'n nuwe plan nie. Maak julle partykeer planne, hè? Wat se planne maak julle? Wat se planne maak julle? As iets stikkend is, maak jy dit reg, hè? Ja, dan maak jy 'n plan. Jy kyk wat's fout, né? En dan maak jy 'n plan. God werk nie so nie. God het 'n plan wat van altyd af nog daar is. Nog altyd. En hy doen dit wat hy beplan het. Daar's nie 'n verrassing vir God nie. Dan sê Efesiërs 2 vir ons, God het ons kom red. Waarvan het hy ons kom red? Hy het ons kom red van ons sondige natuur. Ek sê altyd vir my kinders, hy het ons kom red van ons lyfies, want ons lyfies wil partykeer net stoute goeters doen. Dis ons lyfies wat nie wil stil sit nie, nê. Nee. Voorbeelde is hier. Ons lyfies. God het ons kom red van ons lyfies, laat ons lyfies nie ons baas moet wees nie. Hy het ons kom red van die sondige wêreld en van die bose, van die duiwel, van die slegte dinge. En hy kom maak ons deel van 'n huisgesin. Nou hier moet julle gou vir my sê, wat doen julle as huisgesin? Wat doen julle? Wat doen julle saam? As ek vir julle sê, hier's lekkertjies vir na die tyd, gaan dit help. Hé? Hou julle nie van lekkertjies? Okay. Wat doen julle as gesin saam? Ry julle fiets? Of gaan stap julle, gaan kamp julle? Wie gaan kamp? Hier's 'n paar mense wat gaan kamp. Wie gaan ry saam fiets? Hier's 'n klomp. Wie gaan stap saam? Julle sien, daar's goed wat ons as huisgesinne saam doen, né? Nou, ek wil gou vir die groot mense hierso sê. Verbeel jou gou vir 'n oomblik. Daar is iemand wat ek nou vanoggend aan jou toebedeel. Of jy nou kinders het of nie. Ek gee iemand vir jou en hy gaan vir jou die volgende week dophou soos 'n valk. Hy gaan alles naap tot op die letter toe wat jy doen. Hy gaan praat soos jy praat. Hy gaan kyk na die wêreld soos jy kyk na die wêreld. Hy gaan omgaan in die wêreld soos jy in die wêreld omgaan. Hy gaan doen wat jy doen. Kom ons sê dit is nie net vir 5 dae nie, kom ons sê dis vir 5 jaar. Is jy tevrede met daai persoon se gedrag dan? Na 5 jaar. Sal jy tevrede wees met daai persoon se gedrag as hy alles naap wat jy doen? Daar's 'n groot spieël vir ons as volwassenes daarop. Elkeen van hierdie kindertjies. Ander mense se kinders, ander mense kyk na ons. Elkeen van ons word na toe opgekyk of jy dit weet of nie. Iets vir ons om oor na te dink. Kinders maak soos hulle ouers, né? Wie van julle maak soos julle ma's en pa's maak? Julle kan maar almal julle hande opsteek. Ek wonder wat se stories hier gaan uitkom as ek moet vra, wat gebeur as daai taxi voor jou ma inry? Moenie sê nie, moenie sê nie. Moenie sê nie. Wat gebeur as die rugby span nie speel soos hulle moet speel nie? Nee. Ouers, ons het 'n verantwoordelikheid op ons. Ons maak soos ons huisgesin maak. Dit raak deel van ons gedrag. As julle elke aand skottelgoed was of die skottelgoedwasser pak, as jou ma dit doen, dan is die kans goed dat jy dit ook éventueel gaan doen. Kom met 'n gesukkel, vra ervaring. Ons maak soos ons ouers maak. Lede van die huisgesin maak soos die ander lede van die huisgesin.
Daar's party goed wat onwillekeurig so is, né? Party goed is goed wat aangeleer word. Maar dan is daar ook goed wat nie aangeleer word nie, wat net so is. Kom julle twee gou, Salmon, Elisha, kom gou hier. Nee, nie jy nie. Die storie gaan nie werk as ek jou hier laat, kom staan hier, weet jy wat, dit gaan werk, staan julle twee hier. Staan hier. Kom gou. Dan staan jy ook hier. As ek nou vir julle moet vra, watter twee is my kinders? Daar's trekke. Selfs al het sy nou nie opgestaan en saam hiernatoe gekom vir 'n vergelyking nie. Daar's sekere goed wat afsmeer. Daar's sekere goed wat deel is van ons gesigtrekke. Ons lyk soos mekaar. Ons lyk dalk 'n bietjie meer na die een as na die ander een partykeer. Dis deel van ons genetika. Dankie, julle kan gaan sit. Dis deel van ons genetika. Dis goed wat deel is van jou, of jy dit wil hê of nie. Daai mannetjie het trekke wat na my toe trek, of hy dit nou wil help of nie. Ek kyk baie keer, as ek 'n glas water so vat, en ek sien my duim, dan onthou ek my oupa. My oupa se duim het ook so gelyk. Ek weet nie hoekom ek sy duim onthou nie, maar dit onthou ek. Ek onthou dit. Nou, ons is deel van God se huisgesin. Né? Onthou julle wat ons net nou aan die begin gesê het? Wat moes julle onthou? Kan julle nou onthou? Kan julle? Hier is iemand wat onthou. Volg God se voorbeeld, ja. Want God is ons Vader, hy het ons deel gemaak van sy huisgesin. Ons is nou deel van God se huisgesin, nie net deel van God se familie nie. Onthou familie, ons almal het familie, en party ooms en tannies bly daar ver in Nieu-Seeland, of ver in Australië, of in Amerika, of in Europa. Hulle is ver, maar ons huisgesinne is hier by mekaar. Die mense saam met wie jy in die huis bly. God sê, as ons sy kinders is, het hy ons aangeneem, ons is syne, ons is saam met hom in die huis. En dis waar vandag se teksgedeelte inkom. Ons genetika, dit wat binne in ons is, wat ons nou wil hê of nie, as ons deel is van God se huisgesin, bestaan uit die werking van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is in ons. Liefde, God se krag, lof en eer aan God. Dit alles kry ons daar in Efesiërs 4. Ouers gaan lees gerus. En nou wil ek by die kinders hoor. Wat beteken dit om iemand se voorbeeld te volg? Staan gou almal op. Staan gou almal op. Kyk daai kant toe. Kyk vir die gemeente. OK, kyk daai kant toe. Kyk daarso. OK. Nou moet julle presies maak soos ek maak. Julle moet kyk vir die gemeente. OK, maak julle Hoekom maak julle nie soos ek maak nie? Want julle kan my nie sien nie. OK, draai om. Maak nou soos ek maak. Daar werk dit. OK, nou werk dit. Wat het daar gebeur? Julle het vir my gekopycat. Kyk, ek hoor dis 'n woord vir die kinders. Dis naap, dis voorbeeld volg. Soos julle dit nou nog makliker moet onthou. Julle moet vir God copycat. OK. Vir julle om te maak soos ek maak, moet julle my kan sien. Né? Nou, hoe sien ons vir God? Hoe leer ons vir God ken? Uit die Bybel uit. Julle ma's en pa's het al almal vir julle Bybelstories gelees, né? Ons leer vir God ken. OK, maar nou wil ek hê, julle moet nou gou saam met my, stap agter my aan. Kom.
Okay, maar julle moet nou loop soos ek loop, né? Julle mag nie val nie, ek het nie geval nie. Okay, nou staan julle so. Goed, ons het nou beweeg, julle het my gevolg, né? Nou wil ek gou, okay, julle kan laat sak. Okay, maak gou so. Jy moet kyk wat se hand, linkerhand, maak so. Okay, maak gou so met jou regtervoet, né? Maak hom net so. Okay, die balans, daar's hy. Goed, en hier so maak. Okay, ek dink almal van julle is nou reg om kar te bestuur. Dis alles wat ons moet kan doen om kar te bestuur. Nee, jy moet ratte kan oorsit. Jy moet die versneller kan trap, jy moet kan vet gee. Dan moet jy die stuurwiel kan vashou, dan is jy mos reg. Is ek reg? Julle kan nou almal 'n kar bestuur. Ouers, die kinders is nou reg. Hoekom lag julle? Hoekom is dit nie waar nie? Julle dan nou my voorbeeld presies gevolg. Partykeer, kom ek help julle. Partykeer is dit makliker om 'n voorbeeld te volg en partykeer is dit moeiliker. Eendag wanneer julle groter is, sal julle presies weet ook hoe om 'n kar te bestuur, want pappa en mamma gaan vir julle leer. So werk dit ook baie keer met die Bybel, of om God te volg. Ons verstaan nie altyd alles, hoe dit werk nie. Ons verstaan nie, maar hoe pas die goed in mekaar nie? Maar hoe langer ons tyd saam met God spandeer, hoe meer ons sien hoe hy is en wie hy is en wat hy doen, en hom leer ken deur Jesus se voorbeeld, kan ons sy voorbeeld begin navolg. OK, dankie, julle help vir my geweldig baie. Hoe kan julle gou weer sit, sommer daar so waar julle is. Ons is baie bevoordeel, want Jesus is God, né? Jesus is God, en Jesus het ook regtig op die aarde geloop, net soos ons. Jesus was ook 'n klein kind gewees. Hy was 'n babietjie gewees, né? Ons het nie te lank terug het ons Kersfees gevier, onthou julle? Het ons daaraan gedink dat Jesus 'n klein babietjie was ook en hy's gebore. Was regtig 'n mens wat groot geword het. En ons kan gaan kyk hoe hy geleef het en wat hy gedoen het. En ons kan sy voorbeeld ook volg. Wanneer ons na iemand kyk, dan kyk ons in hulle voorbeeld. Dan kyk ons na hoe hulle praat, né? Ons kyk hoe hulle praat, ons kyk wat hulle dink, en ons kyk wat hulle doen. Daar is jou lyfie weer, né? Ons sien wat ons lyfies doen, of ons kyk wat die voorbeeld is. Julle het nou gesien die voorbeeld wat ek vir julle gestel het. Wanneer iemand na ons kyk, moet hulle vir God sien. Hulle moet 'n stuk van God sien in ons lewens. Dit beteken in hoe ons praat, en hoe ons dink, en wat ons doen. Dit moet pas by ons, want ons is deel van God se huisgesin. Om iemand se voorbeeld te volg is nie maklik nie, en ek is amper klaar. Om iemand se voorbeeld te volg is nie altyd maklik nie. Om dit te doen, om iemand se voorbeeld te volg, moet ons vir hulle kyk. Sê gou kyk. Kyk. Ons moet vir hulle kyk. Ons moet hulle ken. Né? Want ons moet weet
of daardie persoon gevolg behoort te word. Ons moet hulle ken. Ons moet luister en ons moet tyd saam spandeer. Ons het nou 'n kort tydjie hier gehad. Ek het nou 'n baie klein aandeel daarin gehad om vir julle te leer bestuur. Maar vir julle om te leer bestuur moet julle baie tyd spandeer nog. Julle moet nog eers 'n paar jaar van nie bestuur nie agter die rug kry. Asseblief nie in jou pa se kar gaan klim en sê dis ek wat so gesê het nie. Jy's nog nie reg vir bestuur nie. Ons sien vir God ook raak deur pappa en mamma, en oupa en ouma, en ons familie hier by die kerk, ons gesin, die mense wat die Here dien. Dis waar ons ook vir God leer ken, tyd saam met hom spandeer en vir hom liefhet. Ek gaan gou met die groot mense praat, is dit oukei? Maar julle kan ook maar luister. Ons het 'n baie vinnige voelvlug oorsig deur Efesiërs gehad, met God se plan. Die feit dat hy gelowiges red, die genetika van gelowiges, liefde, die die werking van die Heilige Gees. Ons het gekom by God se voorbeeld in Efesiërs 5 en Efesiërs 6 wys vir ons hoe 'n lewe lyk van iemand wat aan God behoort. Het eindig met die wapenrusting. Ons as ouers behoort daai wapenrusting te ken en ook te kan gebruik. En ons kinders bekwaam maak om dit te gebruik. Dit alles omdat ons deel is van God se huisgesin. As daar 'n laaste stukkie troos is, nou kan julle luister. Vir ons almal. As ons deel is van God se huisgesin, bly ons altyd kinders. Daarom kan ons opkyk na God. En ons kan altyd wat doen? God se voorbeeld volg. God se voorbeeld volg. Dit gebeur nie net van self nie. Tyd saam met God. Tyd saam met jou kinders, saam met God. Bied vir hulle daardie rigting. Sorg dat jy 'n voorbeeld is wat navolgenswaardig is. Jy het 'n verantwoordelikheid, elkeen van ons het. Kinders, wat moet julle onthou? Dankie. Kom ons sluit die oë. Here, help ons om U te volg. Help ons om U raak te sien. As dit is in hoe die voeltjies vlieg, as dit is in hoe die lelies groei, dat ons U sal raak sien. Dat ons U sal raak sien in die skepping, dat ons U sal raak sien in die mense rondom ons, en dat ons sal besef, ons dra ook U beeld in hierdie wêreld uit. Dat ons U voorbeeld sal volg. In U naam bid ons dit alleen. Amen. Ons laaste liedjie wat ons gaan saam sing, is This Little Light of Mine. Ken julle hom? Ken julle hom? Wie ken hom? Ok, dan gaan jy hom leer vanoggend, dis cool. Ok. So, ons gaan hom lekker sing, en julle moet uit volle bors saam sing. Want ons sê nou, ons gaan God se voorbeeld volg, en ons gaan ons liggies laat skyn. Dink prakties daaroor na. Nou praat ek weer met die ander mense wat nou nie hier voor staan nie. Dink prakties daaroor na wat dit beteken en sal beteken as jy jou lig laat skyn op 'n maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, die hele week. Wat beteken dit as jy hierdie lied sing? Wat gaan anders lyk in die week wat kom? Kom ons sing.